Suid-Afrika was een van die lande wat 'n beroep op die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad gedoen het om 'n standpunt te formuleer oor die Trump-administrasie se skending van die VN-handves. Ramaphosa het ook die onmiddellike vrylating van Maduro en sy vrou geëis. Which has undermined the territorial integrity and sovereignty of a UN member state called Venezuela. We reject utterly the actions that the United States has embarked upon and stand with the people of Venezuela. And we demand the release of President Maduro and his wife as well. Die SAKP se sekretaris Solly Mapaila het op sy beurt die Amerikaanse regering daarvan beskuldig dat hy sy eie kop volg. The USA has attacked and invaded 70 countries since 1947. This is a butcher state, it's a rogue state, a terrorist state, yes, a criminal state, a gangster state, a mafia state. The worst is that now a moron is in charge, is in power in the most powerful country in the world. I think these questions how society must now interface with democracy. Mapaila het ook aangekondig dat die SAKP donderdag na die Amerikaanse ambassade sal opruk om teen die gevangeneming van Maduro en sy vrou te betoog. En in Rustenburg het die ANC ook teen Amerika uitgevaar oor die aanvalle in Venezuela. Die party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, het die VSA se optrede as 'n skending van die VN-handves en internasionale reg bestempel. The ANC further calls on peace-loving people in our country, across the continent and around the world, including within the United States, to call for the immediate and unconditional release of President Maduro and his wife, Comrade Celia Flores. The world must reject all actions that undermine democracy, international law, and human dignity. The devastating humanitarian consequences of war, sanctions, and economic coercion must remain central to the conscience of the global community. Intussen heers 'n gespanne atmosfeer in Venezuela se hoofstad te midde van die teenwoordigheid van gewapende magte op straat. Die regering onder leiding van sy nuwe president, Delcy Rodriguez, het noodmaatreëls aangekondig wat sy magte uitbrei en menseregte verder inperk. Gewapende veiligheidsmagte is in die strate van die hoofstad Caracas ontplooi. Die regering het 'n landwye polisiesoektog begin om diegene aan te keer wat saamgewerk het met die beplanning of uitvoering van die Amerikaanse weermagsending in die land. Die Verenigde Nasies se Hoogkommissariaat vir Menseregte het die sending veroordeel. We fear that the current instability and further militarization in the country resulting from the US intervention will only make the situation worse. The state of emergency declared by the Venezuelan authorities that took effect on Saturday raises concerns, as it authorizes restrictions on free movement of people, the seizure of property necessary for national defense, and the suspension of the right to assembly and to protest, among other measures. Cuba het intussen die name en range van 32 lede van die Kubaanse weermag en Departement van Binnelandse Sake bekendgemaak, wat dood is in die Amerikaanse aanvalle. Die land sê die 21 lede van die ministerie en 11 weermaglede het in Venezuela gedien op versoek van Caracas. Noordwes van Caracas is die 80-jarige Rosa Elena González begrawe. Sy is na huis gewond in Amerikaanse lugaanvalle op die stad en het later in die hospitaal beswyk. Venezuela se oppositieleier, wat meer as 'n jaar gelede na die buiteland gevlug het 'n onderhoud toegestaan met die regse Amerikaanse nuusdiens Fox News. Maria Machado, wat verlede maand bekroon is met die Nobel Vredesprys, het die VSA en president Trump geloof. January 3rd will go down in history as the day justice defeated a tyranny. It's a milestone, and it's not only huge for the Venezuelan people and our future, I think it's a huge step for humanity, for freedom and human dignity.
Intussen berig die nuusdiens Reuters dat die Withuis die week gaan vergader met verteenwoordigers van Amerikaanse oliemaatskappye. Ondanks opmerkings van Trump dat hy voor en na president Maduro se gevangeneming vergader het met die grootste Amerikaanse oliemaatskappye, sê bronne dat daar nog nie kommunikasie was nie. Trump het die maatskappye genooi om te belê in Venezuela se oliebedryf as deel van Amerikaanse ontginning van die land se oliereserwes. Dit is egter onseker of die maatskappye gewillig sal wees om miljarde dollars te bestee om Trump se plan uit te voer. Die finansiële hulpskema vir studente NSFAS het reeds bykans 900 000 aansoeke vir studentebefondsing vir 2026 ontvang. Meer as 700 000 is eerste aansoekers. 600 000 aansoeke is reeds goedgekeur, terwyl 49 000 afgekeur is. Bykans 600 000 aansoekers is vroulik, wat volgens NSFAS wys op 'n groeiende tendens van vroue wat na skool gaan studeer. Die 49 000 aansoeke wat afgekeur is van huishoudings wat nie aan die inkomstevereistes voldoen nie. Sowat 12 000 aansoeke is ontvang van die sogenaamde vermiste middel, waar ouers tussen 350 000 en 600 000 rand per jaar verdien. I mean, if you just look at the statistics, 12,000 loan applications versus 800 or close to 900,000 bursary applications. Yeah. So the uptake does seem to be low. I think there is work to be done. Tersiêre instellings word gemaan om spertye na te kom en hul webblaaie op te dateer om die administratiewe proses te vergemaklik. And we urge institutions to do that. Secondly, as we guide them, the submission of 2026 admission list. Universities are required to upload their 2026 admission list to the NSFAS portal as soon as possible. Weens uitdagings met studenteakkommodasie in die verlede, gaan 'n oorgangsraamwerk ingestel word wat gesentraliseerd en deursigtig is met 'n meer studentgefokuste behuisingsstelsel. I think 2026 needs to be a much more efficient and effective year, right? And I think we've made a very clear commitment that we want the mechanisms and the processes to function effectively this year, and we are willing to be held accountable to that for the academic year. I would really like to get to the end of 2026 and not see unpaid accommodation provided. Die spertyd om te appeleer vir aansoeke wat afgekeur is 14 Januarie. Terugvoer sal teen 16 Februarie gegee word. Met net 'n week voor die nuwe skooljaar begin, het meer as 4,800 graad 1 en graad 8 leerdlinge in Gauteng nog nie plek in skole nie. Die provinsiale departement van onderwys sê dit verteenwoordig 1,5% van die 358,574 aansoeke wat ontvang is. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê die meeste van die leerdlinge wat nog nie geplaas is nie, is in die Ekurhuleni Metro en in Johannesburg. Hy sê die aanlyn toelatingsstelsel bly oop vir laat aansoeke. The appeals and objections are being attended. We have recorded over 6,000, of such, and we are left with just 637 that we still need to process. So all those that have been waiting for appeals, they would have received their responses, and they will know that they've been accommodated accordingly. Die Arbeidshof het die Wes-Kaapse Departement van Onderwys gelas om die afgedankte hoof van die Heathway Hoërskool in Kaapstad, Wesley Newman, weer aan te stel. Newman het in Mei 2022 die trekpas gekry nadat hy op 5 aanklagte van wangedrag skuldig bevind is. Hy het nie gehoor gegee aan opdragte van die provinsiale onderwysdepartement tydens die COVID-19 pandemie nie. Die hof het Newman se afdanking hersien en opdrag gegee dat 'n finale geskrewe waarskuwing eerder aan hom uitgereik word. Wesley Newman se ondersteuners sê die hof se beslissing is 'n bewys dat geregtigheid geseëvier het. Die spesiale onderwysaksiekomitee, SACI, het die uitspraak verwelkom. Die komitee sê die saak teen Newman het nie gegaan oor sy professionele bevoegdheid nie, maar dat hy persoonlik en polities vervolg is. Die Arbeidshof het bevind dat sy afdanking onvanpas was. One of the key findings of the court's judgment was that the Education Department engaged in selective discipline and
because other teachers and educators and school principals had also voiced their opposition and was part of a campaign to close schools during COVID, but they were not charged or disciplined. Die provinsiale onderwysdepartement sê hy het kennis geneem van die uitspraak en dat sy regsverteenwoordigers dit bestudeer. A decision on whether to lodge an appeal will be taken in due course. The Labour Court judgment follows guilty findings against Mr. Newman by an independent presiding officer in 2021 and an Education Labour Relations Council arbitrator in 2023, in which he confirmed that the sanction of dismissal was appropriate. Die departement is opdrag gegee om Newman se volle salaris sedert sy afdanking in Mei 2022 terug te betaal. Corbin August, SAK nuus, Kaapstad. Die regsverteenwoordiger van die beskuldigde in die moordsaak van die mediapersoonlikheid Warwick Stock, beter bekend as DJ Warras, sê die staat het geen bewyse teen sy kliënt nie. Die 44-jarige Victor Majola het vlugtig in die Johannesburgse Landdroshof verskyn waar sy saak tot volgende Dinsdag uitgestel is. Majola word daarvan beskuldig dat hy Stock buite 'n gekaapte gebou in die Johannesburgse middestad doodgeskiet het. Stock se veiligheidsmaatskappy was destyds gekontrakteer om veiligheid by die gebou te verskaf. Die galery was stampvol tydens Majola se tweede hofverskyning. Stock se familie was sigbaar ontstel teen die einde van die verrigtinge. My heart's racing. I'll be honest with you. How do you describe how you feel? You know, it's like a shock. You don't know. He is the accused. We have to wait to see. You know, we're innocent until proven guilty. So we have to see, you know, what is the outcome going to be. I never expected it to be so short and quick. But I understand it must be the process. Majola word aangekla van die moord op Stock, maar die beskuldigde se prokureur meen die staat het geen bewyse teen sy kliënt nie. That particular lady actually denied in front of the police in my presence that she made a statement implicating this particular accused on this matter. So as far as the concerned, as of today, that is the only linkage that the state has on this accused. Except for that, there is no other evidence whatsoever linking this accused to this particular crime. Mabunda het ook bevestig dat Majola mediese hulp ontvang het nadat hy na bewering deur die polisie aangerand is toe hy verlede maand in hegtenis geneem is. Majola sal in aanhouding bly tot sy volgende hofverskyning. Buite Pietermaritzburg is 17 mense beseer in 'n trompelbotsing tussen 'n minibus-taxi en 'n motor. Die voertuie het na die botsing in 'n groep kinders ingeploeg wat langs die pad gestap het. 3 van die beseerdes is in 'n ernstige toestand in die hospitaal. In die ooste van Pretoria is inwoners van Eastland reeds 12 dae sonder elektrisiteit. Die kragonderbreking is deur 'n brand by die Kuduspoort substasie veroorsaak. Inwoners dreig met protesoptrede en sê die Tshwane Metro verskaf nie duidelike kommunikasie oor wanneer die kragnetwerk weer herstel sal wees nie. 'n 47-jarige buitelander wat in hegtenis geneem is nadat 10 tienerseuns in Malberton, suid van Johannesburg gered is, verskyn donderdag in die Booysens Landdroshof. Hy word aangekla van immigrasieoortredings en mensenhandel. Die polisie is in kennis gestel dat 'n groep halfnaakte seuns in die gebied rondloop. Daar is vasgestel dat hulle buitelanders is wat nie Engels kon praat nie. Nog 2 seuns wat in 'n motor weggeneem is gered nadat die polisie die voertuig agterna gesit het. The vehicle was later intercepted along the street, but the driver fled, resulting in a high-speed chase which ended in Commissioner Street, with the subsequent arrest of the suspect and the rescue of the 2 half-naked teenagers. The suspect will appear in the Booysens Magistrates Court on Thursday, the 8th of January 2025, on charges of being an illegal immigrant and suspected trafficking in persons. Further investigations are underway. The provincial head of the Directorate for Priority Crime Investigation in Gauteng, Major General Ibrahim Kadwa, lauded the multidisciplinary effort displayed by the team in the combating of trafficking in persons in the province.
Die geskorste Solplaatjie munisipale bestuurder, Tapelo Matlala, is terug by die werk met 3 gewapende wagte aan sy sy. Matlala is in September verlede jaar geskort oor beweerde korrupsie. Hy beweer die munisipaliteit se besluit om hom voorlopig te skors voldoen nie aan wetlike vereistes nie en dat die regte prosedures nie gevolg is nie. Die munisipaliteit sê intussen dat dissiplinêre aanklagte reeds teen Matlala ingedien is. Die Solplaatjie munisipaliteit het 'n dramatiese begin aan die nuwe jaar gehad toe die geskorste munisipale bestuurder Tapelo Matlala hier opgedaag het met 3 gewapende leiwagte en geëis het dat hy begin werk. Maar in die 3 maande sedert hy hier was die slotte verander en moes hy terugkeer. Maar hy het weer vanoggend hier opgedaag en amptelik met werk begin. Dit terwyl 'n klein aantal gemeenskapslede buite die munisipale gebou betoog het. Hulle sê die beweerde kontrakte en tenders wat Matlala uitgereik het die inwoners van Kimberley benadeel. Goeie optrede van die gemeenskap en tevredenheid en onverkeerde optrede wat Mr. Matlala gedoen het, is hy geskort. En die munisipaliteit het die regte prosedure gevolg nie, sodat Matlala kan vryspring terwyl hy skuldig is. Die munisipaliteit is 90 dae gegee om ondersoek in te stel en aanklagte teen Matlala in te dien. Die tydperk het middel Desember verstryk. The process has unfolded. Incidentally, we were informed that the MM has been served with his charges and that the hearing is going to be held on the 13th of January. But what happened was that we then received a notice that said that the MM has indicated to his legal people that his suspension has lapsed on the 18th. Raadsvergadering is vir donderdag gereël waar die saak bespreek sal word. Daar word verwag dat Matlala weer geskort gaan word. Maar sommige raadslede wat voorheen die besluit om hom te skors ondersteun het intussen van plan verander. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Nou vir 'n kykie na die jongste markaanwysers. Sportnuus en die weer vir môre is net hierna aan die beurt. Bly gerus ingeskakel. En ons het pas verneem dat advokaat Jan Legoa Motibi aangestel is as die nuwe nasionale direkteur van openbare vervolgings. Hy volg advokaat Shamila Batoy op, wie se termyn aan die einde van die maand verstryk. Legoa is die huidige hoof van die spesiale ondersoekeenheid. Nou maar daarmee saam 'n lekker aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand sal dit droog en mooi weer wees oor die grootste gedeelte van die Noord-Kaap. Enkele buie wat kan uitsak oor Kaapstad en dan 'n matige sterk wind hier langs die Ooskus en dan ook enkele buie wat kan uitsak in die noordelike provinsies van Suid-Afrika, die noordelike dele van die Vrystaat. Nou kyk ons na die toestande vir môre en dit steeds mooi weer oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap, sentrale gedeelte sowel en hier langs die Suidkus waar enkele buie kan uitsak in die noordelike en oostelike provinsies waar ons reën kan verwag. 'n 60% kans vir reën oor Limpopo, Mpumalanga, dit strek tot in KwaZulu-Natal en dan steeds 'n matige sterk wind langs die Ooskus. Nou kyk ons na 'n waarskuwing wat uitgereik is en dit is vir 'n baie sterk wind hier langs die Suidkus, Kaapstad en dit strek tot by die Ooskus en is daar in hier by Klabega en die omgewing wat rowwe see toestande kan veroorsaak en dan nog steeds môre die waarskuwing wat van krag is hier langs die tuinroete, die winderigheid in die omgewing van die
gevaar in Bloemfontein, brandgevaar en dan hewige donderbuie in Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal. Nou kyk ons na die temperature. Ons begin in Gauteng en oornag sal dit koelerig wees, 17 in Pretoria, 31 vir Pretoria Vereniging en Carletonville 30, Johannesburg so ook 30 en die maksimum vir Springs sal 30 grade Celsius wees. Nou na die noorde in Limpopo, baie warm in Musina 36 daar, Phalaborwa ook 36, oornag in Bela-Bela 15, later 34 en dan ook in Nat provinsie en dit is dan die voorspelling vir môre. Ons beweeg nou na Mpumalanga ook nat daar, baie warm in Skukuza en dan matiger temperature hier in die westelike helfte van hierdie provinsie, Middelburg 29, so ook eMalahleni en 31 vir Standerton. Ons volgende provinsie dan is KwaZulu-Natal hier langs die kuslyn waar dit 27 vir Richards Bay sal wees, Port Shepstone 26 en dan matig in Kokstad oornag 13, later 25. Die volgende provinsie is die Oos-Kaap, Gqeberha 24, Oos-London 26, Graafrenet is 'n maksimum sal 30 grade Celsius wees en nou in die Wes-Kaap in Kaapstad maksimum van 25, in George 24, noordwaarts nou in die Noord-Kaap en Appington bloedig warm 36, De Aar 32, Sutherland oornag 12, later 28 en terug in die binneland nou in die Vrystaat en Welkom 33, baie warm in Bloemfontein 33 en die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes en dit sal 33 in Ottosdal wees, baie warm in die hele provinsie. Dis dan al van die weersentrum. Goeienaand.